het gesien in die polslag, ons skriflesing kom uit Efesiërs 4 en 'n gedeelte uit Efesiërs 5. Die Efesiërbrief is 'n besondere brief wat Paulus geskryf het, en juis hoe hy die liefde van God openbaar en in sy kerk. In die besonder Efesiërs 4 gaan oor die opbou van die liggaam van Christus. Hier sit ons. En ons gaan dit nou duidelik hoor ook. Ek lees vanaf vers 25 uit die 83 vertaling tot hoofstuk 5 vers 5. Die vorige gedeelte van Efesiërs 4 gaan oor die eenheid in die kerk, juis wat ek nou gesê het. Ek druk dit julle op die hart, ek wat gevangene is omdat ek die Here dien. En dan kom hy, laat julle lewenswandel in eenheid wees. En dan gaan hy so deur, en hier by vers 25 staan daar riglyne vir 'n nuwe lewe. Dit is 'n baie praktiese ja en nee wat hy vir ons sê, omdat ons nuwe mense is. In vers 17 sê hy die ou en die nuwe lewe. Ons het ons ou kleed uitgetrek en ons het die nuwe kleed aangetrek wat Christus vir ons gegee het. Ons is reeds nuwe mense. En daarom vers 25, nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat. So hoor sommer die twee wêrelde. Die valsheid en die waarheid. Want ons is lede van dieselfde liggaam. Hier sit ons deur een gees saamgevoeg. As julle kwaad word, moenie sondig nie en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vatkans gee nie. Nou as ons so lees deur hierdie, dit is elke gebod is omtrent hierin vasgevat. Die 6de gebod onder andere moenie moord pleeg nie is, moenie kwaad word eerstens nie. Elkeen broer en suster, dink aan jouself, hoe ek hier voor die Here sit en wat in my lewe teenwoordig is, wat ek hier moet bely. Was geen beter tyd as nou, om in hierdie stilte elkeen van ons sy eie lewe te oordink. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Julle kinders, julle gaan dit ook goed verstaan. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is, volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goeie kan kom. As jy met iemand praat, moet dit daai persoon opbou, nie afdruk nie. Watter taal gebruik ons soms op wat mense verkleineer? 'n Kern, vers 30, en moenie die Heilige Gees bedroef nie. Sonde is om die Heilige Gees van God te bedroef. Bedroef is hartseer maak, want hy het julle as 'n eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitter of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. En dan ons teksverse, waar ons net nog by gaan insak. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. Omdat julle kinders van God is, hier is weer ons identiteit wat ons gesing het, en hy julle baie lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en om ons ontwil sy lewe as offergawe gegee het. Ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was. Dis die kruis. Soos dit gelowiges betaam, moet daar van ontug, onsedelikheid en enige vorm van gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Grove, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Nee, dank aan God pas by julle. Dit moet julle goed besef. Iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of 'n gierige aard is, want gierige aard is afgoderry, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. God se vergewende liefde vir ons. Ons het gelees. Aan die kruis het hy ons vergewe. Dring ons in ons harte
om hom te vertrou en so ook ander lief te hê. Broers en susters, ons is deeglik bewus, elkeen van ons wat hier sit, van ons eie swakheid. Laat dit sommer duidelik wees, ek self, ons kom nederig en bewus. En ek preek met huiwering. Ons is net mense. En ons weet ons val. En daarom is ons voor die Here vanmôre om ons gebrokenheid aan hom te bied, soos die krake in ons kruike, ons askruike. Want hierdie lewe is vir ons altyd 'n uitdaging. Hier's van ons wat hier sit en almal wat luister wat al baie seer gekry het. Nie net in beproewings wat met ons gebeur, soos siekte of rampe of teëspoed in ons lewe nie, maar in die besonder in ons verhoudings, mense wat met pyn en hartseer sit. En almal van ons is ook maar skuldig. Hier's van ons wat ander al seer gemaak het. Ons moet baie eerlik wees vanmôre. Ons het die twee wêrelde, twee groepe mense, ons het dit gelees. Mense wat aan God gehoorsaam is en mense wat God nie ken nie. En nie gehoorsaam aan die woord leef nie. Maar dis nie twee isolerende sirkels nie. Ons beweeg maar tussenin. Ons is nie almal of engeltjies of duiweltjies nie. Ons is maar almal somtyds engeltjies wat wil goed doen en ons bes te doen, ja, maar dan val ons, dan is ons so 'n bietjie duiweltjies ook. So laat niemand van ons hier sit en roem en dink maar ons is onskuldiges en daar's ander wat net skuldig is nie. Nee, ons is maar baie keer skuldig. Baie keer maak ons ook ander mense seer. Gaan baie keer met ons so. En dan kan iemand nou die gesin ook daarby sit, of die broer en suster of familie of kollegas, enige iemand of man en vrou. Jy kan self die verband, die verwantskap in die foto inlees. Met wie jy nie wil praat nie, of met wie jy nie te doen meer wil hê nie. Dis 'n skeiding. En ons gebed vanmôre is dat ons daarby kan uitkom. Wie dit ook al is. Dat ons weer die liefde met mekaar kan deel. En broers en susters, ons het nou in hierdie teksverse gehoor. Vers 32, wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar. Nou hoor ons al klaar, dis hierdie 3 dinge wat menslik onmoontlik is, want die toetsbalk, hoe moet ons dit doen? Soos God julle ook in Christus vergewe het. Die soos. Ons hoor dit ook in hoofstuk 5 vers 1. Omdat julle kinders van God is en dat julle baie lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Soos Jesus sy voorbeeld volg. En die Griekse woord vir voorbeeld volg is mimetai. Jy kan sommer hoor, ons erken die woord mimiek. Wat is mimiek? Mimiek is naap, nadoen, soos 'n seentjie in sy pa se voetspore wil stap, net soos hy. Of as die pa so buig oor die, en ook het gesê sy pa lê net so op die toonbank van die bank, dan bring hulle vir hom geld. Kinders wil soos ouers wees, hulle wil 'n namaak, naap. Ek wil net noem, broers en susters, jy kan dalk wonder, die doel van hoekom ons, ek en Reinhard en Bram, Griekse woorde of Hebreëse woorde op die bord sit, is nie om te wys wat ons ken nou die tale nie. Het gaan nie oor ons nie, jy ken ons ook.
al vir 'n paar jaar. Maar dit gaan daaroor soos hierdie een, dat u kan sien uit die oorspronklike taal wat dit beteken. Wat is die werklike bedoeling? Wat lê agter die woorde in Afrikaans of in Engels? Wat ons moet uithaal en 'n riglyn vir ons lewe hê. Want daar's soveel dwaalleers vandag. In die eindtyd word ons gewaarsku, pas op vir die dwaalleraars wat dit nie doen nie, wat net 'n eie mening wil gee of 'n eie interpretasie van die woord. Daarom is daar duisende kerke. Want soveel wil net hulle eie gedagte neersit. Waar dit oor hulle gaan. Hier gaan dit oor God se woord om die waarheid uit te haal. Niemand van u het vanoggend gekom om te hoor wat Louis sê nie. Wat is Louis Buys se mening oor die woord of oor die tema nie? Hy het gekom te hoor wat sê God in sy woord en daarom doen ons dit, net om te sien dat ons dit gaan uithaal. So broers en susters, hierdie naaap, soos kinders ouers, wat hulle ouers nooit wil teleurstel nie. En sit ons nou hier met hierdie begeerte. En wat ek dink en doen en sê, wil ek nooit my Vader teleurstel nie. Dit is 'n gesindheid van die hart, wat ons nou by sal kom. Dit is waar ons die liefde vir God mimiek, amper vir hom teruggee. Maar broers en susters, ons gaan net waarde uit hierdie woord kry vanmôre as ons vertrek by God en nie by ons nie. En daarom is ons by 5 vers 1 en 2, deel van die teksgedeelte. Omdat julle kinders van God is en hy julle baie lief het. Het iemand vir u al gevra, wie is jy? Dis seker een van die kernbelangrikste vrae wat jy in jouself moet vra en kan antwoord. Wie is jy? En dan kan jy jou naam byvoeg en jou titels en waar jy werk en waar jy bly en wat jy besit en jou geskiedenis soos 'n CV. Maar dit tel niks, want God meet dit nie. Hy wil weet of jy kan antwoord, ek is 'n geredde kind wat hier staan, dis wie ek is. En daarop bou ek my hele wese. Ons lees saam met dit, ons het vers 25, die eerste gedeelte. Of die tweede gedeelte, lede van dieselfde liggaam. Dis nie net ek alleen nie, hier sit ons saam. Wie is ek? Ek is deel van die liggaam van Christus. Ek is 'n arm of 'n hand of 'n voet of 'n been. In Korintiërs beskryf Paulus die liggaam van Christus baie mooi. Ons is 'n span, ons is 'n familie, ons is kerk. Ons het koinonia met mekaar. Ons werk saam. Wat doen die Springbokke het gister nie so goed saam gespeel nie. Miskien hier aan die einde die wat gekyk het. Spanlede beklei nie. En hier kom ons sommer reguit na ons tema van vanmôre. Dit kan nie wees dat lede van een liggaam met mekaar beklei nie. Ja, ons is mense wat foute maak. En daar is verskille. En ons stem nie altyd saam nie. Maar daarom ook hierdie, moenie 'n dag kwaad afsluit nie, moenie 'n duiwel vat kans gee nie. Ons het monde en ore en ons kan praat om dit uit te praat, sodat ons kan saamwerk as in 'n huwelik, in 'n gesin, in 'n familie, en as kollegas. Paas, maas, hoe voel jy as jou kinders beklei met mekaar? Boeties en sissies. Kom ons probeer wakker bly. Ons sit regop. Dis besondere oomblikke. Ouers, hoe modelleer jy as jou kinders sien as jy hulle beklei? Wat doen jy? Kinders, hoe voel julle as pa en ma beklei?
dit skeur. Ons is bedroef. Dis 'n krisis. Ons huil daaroor. Hoe voel ons hemelse Vader as sy kinders met mekaar beklei? Ons het gelees. Ons bedroef sy gees. Ons bedroef hom. Want God trane in die oë met respek gesê. Kom ons gaan terug, ons vra, hoe lief het God ons? Hy het ons vergewe. Dis die eerste. Ons ken dit. Vader, vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy hang aan die kruis vir ons, stikkend geslaan. In plaas van Vader, straf hulle, kon hy gesê het, sy Vader, vergeef hulle. Het jy geweet, broers en susters, die hofsaak van Jesus voor Pontius Pilatus, die Romeinse owerheid en ook die Joodse raad, is die enigste hofsaak in alle geskiedenis van alle hofsaake, waar iemand onskuldig bevind is, maar tog die doodstraf moes kry. Dit werk nie so in die howe nie. As die vryspraak gelewer is, hierdie een is onskuldig, dan gaan hy vry. Dis wat met ons gebeur het. Ons is Barabbas. Jy ken vir Barabbas, wat vrygelaat is, die moordenaar. Sy naam is ook Jesus, Barabbas, ook Jesus, seun van die Vader, Bar, seun, Abba, Vader. Jesus Christus, Jesus Barabbas. Jesus, Pontius Pilatus sê, ek was my hande in onskuld, ek vind geen skuld in hom nie, nogtans hang hy en sterf hy vir ons, sy lewe as offer gegee het. Die 6de kruiswoord. Dit is volbring. Ek is klaar. Ek het betaal. Onskuldig. Sien u, raak vir 'n oomblik stil, sien u hoe Jesus u afhaal van die kruis, waar ek en jy moes hang, soos Barabbas, en ons gaan vry, en hy sterf vir ons. Dit is hoe lief hy ons het. En dat hy genoeg vergifnis berei, dat ons vandag kan bid om ons eie vergifnis. Die 5de bede van die Onse Vader. Vergewe my, Vader, soos ek dan my skuldenaars vergewe. As dit ons nie roer nie binne nie, dan is u nie nou teenwoordig in jou hart nie. As dit net maar verbygaan, ja, ons het al soveel gehoor hiervan. As dit jou nie roer en ruk hier binne nie, moet ons fokus op hom, wie ons werklik is. Ek wil kortliks die woorde verduidelik. Die eerste van die opdrag, wees goedgesind. Nou goedgesind kom van die woord Christoi. Dit beteken goedhartig, vriendelik, welwillend, sag met jou optrede teenoor ander, gaan hoe ek iemand benader, my houding, my gesindheid, ek is nie vyandig teenoor jou nie. Dis wat goedgesind beteken, in die eerste van die 3 woorde. Die tweede ene, hartlik. En hierdie woord is 'n moeilike woord, eusplangoi, wat beteken barmhartig, ek het het al genoem, die diens van barmhartigheid wat ons net nog gaan uitoefen, as ons 'n dankoffer gee, dit is met 'n warm hart. Barmhartigheid, sonder warmhartigheid, is armhartigheid. Ek het dit al gesê. Dit is soos die oorspronklik beteken as jou ingewande roer. Bruce Wilkinson, een van die Amerikaanse professore, het een keer beskryf, toe hy hierdie woord verduidelik, jy stap by 'n boemelaar verby, en jy sien sy pyn.
of iemand anders wat seer het. Iemand wat huil, iemand met pyn. En jy stop, en jy maak sy hart oop, en jy vat die pyn, jy maak jou hart oop, jy sit dit in jou hart, en jy maak jou hart toe. Nou sit jou pyn. Dis wat hierdie woord beteken. Jou hart roer vir hierdie persoon, meegevoel, meelewing. Dis gaan oor wat gebeur hier binne. Wat ek nou nog gesê het, is ons nog aangeraak deur God se liefde vir ons en ons dankbaarheid oor wat hy gedoen het, of roer dit ons nie meer nie? Is ons nie meer in verwondering oor wat hy gedoen het nie? Want as ons is in dankbaarheid, dan gaan ons iemand ook jammer kry. Met 'n warm hart. En die woord vergifnis, charizomai, charis, beteken genade. Dis waar die oorspronklike woord vandaan kom. Om genade teenoor iemand te betoon. Om hom vry te skeld van die skuld. Jy het my seer gemaak, maar ek gaan aan jou genade betoon. Dis my handeling. Eers my houding. Ek is nie jou vyand nie. Dan ek kry jou jammer. Dan die handeling. Ek gaan jou vergewe. Hoor u hoe dit hier vir ons beskryf word. En dis belangrik, broers en susters, dat ons dit verstaan. Onvoorwaardelik. Jesus het nie gewag aan die kruis, as julle jammer sê, jammer Jesus, is ons skuld dat u hang. Of vergewe my Jesus, dat ons dit aan u gedoen het. As hy daarvoor gewag het, het hy nou nog nie gesterf nie. Hy doen dit. Vergifnis is 'n besluit wat jy neem en jy doen dit. Dan klim ons op die pad van vergifnis. Dit vat 'n ruk voor die seer weg is, maar ons neem die besluit om dit te doen. Nie omdat ons wag dat daai persoon om verskoning moet vra nie. My vergifnis is nie gebaseer op wat die ander persoon doen nie. Want dit gaan dalk nie gebeur nie. Want die persoon besef dalk nie dat hy of sy jou seer gemaak het nie. Nou wag jy en jy wag, en daar kom die voorwaarde, as hy of sy my nie om verskoning vra nie, gaan ek nie vergewe nie. Dis nie wat hier staan nie. Dis die moeilik en ons swakheid. Ons moet besluit om dit te doen. Omdat die Here so sê. Omdat ons soos Jesus wil hom mimiek, soos hy dit aan ons gedoen het. Vergifnis, broers en susters, het te doen, dis 'n saak tussen jou en God. Nie die ander persoon nie. Ek het al genoem 'n paar keer, ons lees in die Bybel, vlieg soos arend op arendsvlerke. Ons is arende, by wyse van spreek. 'n Metafoor, en ons wil vlieg. Ken jy 'n arend in 'n hok? Onvergewensgesindheid. Dus ek gaan nie vergewe voor daai en nie dit of dat gedoen het nie. Is soos, ek bou die hok om my en ek kan nie vlieg nie. Ons nou nog gesing, help my laat ek nie nutteloos raak nie. 'n Arend wat nie vlieg nie is nutteloos. Ons is arende, ons is nie hoenders nie. Hoenders hoort in hokke. Hulle vlieg maar net so hoog. Die vergifnis is die sleutel wat jy jou deur oopsluit en jy vlieg uit jou koutjie of jou hok. In vryheid, in vreugde. Jy's verlos van die skuldgevoel van onvergewensgesindheid. Dis wat die Here vra. Vir wie is die laaste punt? Vir wie is hierdie opdrag, broers en susters? Hierdie 3 woorde. Vir ons almal. Vir die wat seer gemaak voel en die wat seer maak. As jy hier sit en jy kan die trane nie terughou van jou pyn nie.
omdat jy verontreg is, omdat jy beledig is, omdat jy verkleineer is, omdat jy ingedoen is. Noem maar op. Waar die valsheid jou getref het van ander mense, vers 25. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat en leef. Maar iemand wat dit nie doen nie, wat met valsheid en sonde kom, dan buig en bid jy voor die Here. En jy gee jouself oor. Sê, ek kan nie alleen nie, Vader. Ek smeek van U. Op grond van wie ek is, U kind vir wie U lief is. Gee vir my die vermoë om te vergewe. Gee vir my die vermoë om hierdie persoon te benader met hartseer en met 'n goeie gesindheid. Nederig. Ek wil vrede met U hê, Vader, so ek doen wat U hê, dat ek vreugde, die vrug van die Gees kan uitleef en geduldig en vriendelik kan wees, al is dit die een wat my verontreg. En dan vir die wat ander verontreg, die wat ander dalk manipuleer, ons doen dit dalk soms, maar weet ons dit nie. Ons sien ons geliefde of iemand naby ons huil. Ons weet nie hoekom nie. Kom huil jy? Dan kom maar baie kere 'n verdediging, maar dis nie ek nie. Vir die wat verder as dit gaan en die valsheid nog omhels en eie belang soek en hardkoppig of selfsugtig net verskonings wil maak of wat gou wil beklei, buig voor die Here. Broers en susters, ek lees gou hier Efesiërs 4 in die naam van die Here, vers 17, doen ek 'n ernstige beroep op julle, en dit is vir ons almal. Moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks, hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard, hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle het 'n onversadigbare drang aan losbandigheid en is oorgegee om al wat vuil is te doen. Is ons iets hieraan skuldig? Maar dan vers 20. Maar dis nie hoe julle Christus leer ken het nie. Hoeveel keer het ons al vir Jesus leer ken? Stefan Joubert het 'n gesegde, ek het dit al genoem, jy moet vir Jesus kop aan kop, tromp oploop, dan gaan jy dalk tot stilstand kom en verander. Hoeveel keer het ons al hierdie woorde gehoor, die preke gehoor, hoe ons Christus leer ken het? Julle het tog van hom gehoor, staan hier. Omdat julle sy volgelinge is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Ja, dit is so. Ons is onderrig in die waarheid. Maar soms wil ons dit net nie doen nie. Dan sê hy in 22, hou dan op om te lewe soos julle vroeër geleef het. Breek met die ou sondige mens, julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense, wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Tweede, ons verstand vergeet baie keer. En daarom moet ons met ons harte dit vasgryp dat ons dit nooit vergeet nie. Ek begin afsluit. Broers en susters, ons is nie van die wêreld nie. Ons leef in God se huis om God se navolgers te wees. Onthou, ek gaan nou net opsom. Soos Christus, met die krag van die Gees, om Jesus te mimiek, oorgee aan hom, hy alleen regeer my lewe. Hierdie is als uit die teksgedeelte uit. Mekaar lief hê soos Christus ons lief het.
Mag dit altyd vir ons die voorbeeld wees waarna ons streef. Nie soos ek dink nie soos ek wil met my woede of my kwaad of my gevoelens nie, maar soos Jesus dit gedoen het. Regtig, die leuen afsweer, die valshede en die waarheid uitleef. Dis die duiwel teen God. Duiwel is die vader van die leuen. Goedgesind, barmhartig optree, dis ons teks, ander vergewe, soos God ons vergewe het. Vertrou God, en met sy krag mekaar weer vertrou. Kom ons leef vertrouenswaardig, so, dat die gaping tussen my en met wie ek beklei, oorbrug kan word, omdat vertroue verdien word in my gehoorsaamheid aan God. Dat daardie persoon my weer kan vertrou. Omdat ek God vertrou. Omdat hy nie verander nie. Mag die Here ons deur sy krag daartoe help. Amen. Ons dank saam. Hemelse Vader, ons het U gehoor. Ons het Jesus weer leer ken. En nou hang dit af hoe ons hierop reageer. Ons het gehoor, ons redding en verlossing wat ons ook gesing het, die wat Jesus inwag, het U klaar vasgemaak. Ons het gehoor dat U ons onbeskryflik liefhet en dat U altyd 'n greep op ons het en dat U greep op ons nooit sal verslap nie. Want U liefde vir ons kan nie minder raak nie. Nou hang dit af van ons greep op U. Ons U vasgryp en omhels. En ons weet, dit is nie volmaak nie. Ons greep ons kan moeg raak en ons kan laat los. Maar ons bid vir elke dag se openbaring deur U woord, deur gebede, en deur mekaar, deur ons samelewing en ons koinonia, want ons is lede van dieselfde liggaam, dat dit ons altyd sal versterk in ons greep. Help ons, Here, om vorentoe te leef. Om die foute en die skade wat ons mekaar gedoen het in die verlede af te skryf deur vergifnis. Vergifnis laat in die verlede wat in die verlede hoort. Skoon gemaak, vrygespreek, nooit weer ophaal nie. Want dis wat U doen. Dit was rooi soos skarlaken, is was U weg, wit soos sneeu, rein gewas deur U bloed. En aanstaande Sondag, as dit U wil ons weer nagmaal dit gedenk. Ons berei ons voor om in hierdie week so te gaan leef, sodat ons mekaar weer kan vertrou in liefde omhels. Want ons wil die eenheid in die liggaam met die nagmaal weer vasmaak met die eet en die drink. U liggaam, U bloed van Jesus. Mag dit nie net betekenisloos wees nie. Omdat dit maar net op die kalender 'n nagmaal naweek is nie, maar dat ons die sakrament deel van ons maak. Want dit verander ons lewe. Dit verander ons houdings na mekaar. Dit verander ons hartheid na sagte harte. En dit maak dat ons vergifnis gee, uit genade skenk. Ons het U nodig, Vader, en daarom smeek ons dit van U. Ons smeek ook dat U met ons sal wees in hierdie gemeente. Hier is ons ook 'n familie. Ons smeek vir die week wat voorlê, as die wil is waar
ek en Reinhard 2 predikante gaan sien in 'n onderhoud om te hoor hoe hulle gesind is. Ons wil graag 'n dominee beroep, Here. Ons almal bid daarvoor, vir lank al. U ken ons omstandighede, ook in ons kerkverband. Ons bid ook daar vir versoening. Dat ons fokus op U sal wees. En Here, dat U iemand vir ons stuur. Om die bediening in hierdie gemeente net nog na verder hoogtes te vat. Dankie vir wat U gebeur. En die gawes wat U gee. Ons het dit ook gesing. U gee gawes soos U wil aan ons almal. Dat ons dit mag uitleef. Ons bid vir 'n hele groep van ons gemeente in Botswana, wat U werk daar doen by baie minder bevoorregte mense, liggaamlik en geestelik. Dankie dat ons dit kan doen. En U opdrag so op 'n besondere manier nakom. Wil julle veilig teruglei. Mag ons gesamentlik hiervanaf groei as 'n gemeente, nie om getalle nie, maar om 'n groter invloed in hierdie wêreld hê, U koninkryk te laat kom. Ons bid vir elkeen vanmôre wat hier sit, wat luister, wat aangeraak is deur U woord, geroer hier binne, en dat ons werklik ons lewe sal aanpas, soos U ons wil hê, soos die pragtige blompot nadat die klei gevorm is. Mag ons daarna uitsien, al is die vormproses moeilik. Dankie Vader vir hierdie geleentheid vanmôre. Lei ons deur U Gees elke dag. Amen.